Goeiemôre, geliefdes. Begin winter word, want David nou vinnig op. En die batterye vinnig is. Baie dankie vir elkeen van julle se hier wees. Ons het die voorreg vanoggend om die kruispad saam met Jesus te stap. En op daardie pad is daar verskillende oomblikke. En ek gaan vir jou 'n paar gedeeltes lees wat ons kan hoor en kan praat oor wat in Jesus se hart aangegaan het. Hoe hy moes voel toe hy as mens daardie pad moes stap. Vrydag wat kom is dit Goeie Vrydag en ons weet almal waar hierdie pad geëindig het. Dit het geëindig aan 'n kruis waar hy vir elkeen van ons homself gegee het. En mag ons dit vanoggend hoor en as ons dit hoor, mag elkeen van ons vrede in ons harte kry, juist daaroor. Ek wil hê ons moet vanoggend begin met 'n gebed. Ons gaan met die Onse Vader gebed begin saam met mekaar. Dan gaan ek jou groet met God se seën en daarna antwoord ons met die 354 waar ons ook sing oor die geskenk wat God vir ons gegee het. Maar kom ons word stil en dan sing ons saam met mekaar die Jesus. My Vader wat in die hemel is, as dit moontlik is, laat hierdie beker van lyding by my verbygaan, maar nie omdat dit my wil is nie, maar omdat dit U wil is. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet in hierdie oggend, as hy vir jou sê, genade en vrede van God ons Vader, liefde en troos van Jesus Christus, en nabyheid en hoop van God die Gees, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.
skriflesing vanoggend gaan ek, soos wat ons hierdie verskillende oomblikke of tree wat ons saam met Jesus stap, soos wat ons dit beleef in ons harte en in ons menswees, gaan ek dit vir jou lees. Mag God ons ook vrede gee daarmee. Terwyl jy so bly sit, wil ek net saam met jou bid, so bid saam met ons. Almagtige God, ons hemelse Vader, Here, die prys wat U betaal het, was die duurste ooit. En daardie prys is vir ons 'n ewige lewe. Daardie prys is vir ons genade en vrede tot in alle ewigheid. Ja, daardie prys is die wat is vir ons verniet. Dankie, Here, dat U hierdie pad gestap het, elke tree van hierdie pad. Dankie dat U nie teruggeduins het vir een stuk vrees of 'n stuk emosie of enige iets wat in U hart was nie. Al was U volkome mens het U aan God die Vader vasgehou, omdat U sy plan vertrou het. Omdat U geweet het dat in hierdie lewe, as ons ly en swaar kry, dit nooit alleen is nie. God en U is altyd met ons. As ons stil word, en as ons vanoggend probeer om tree vir tree saam met U te gee op hierdie lydingspad, maak dit in ons harte wakker, dat ons net weer besef wat die prys was, wat die angs was, wat dit gevat het om aan die einde aan daardie kruis te hang en uit te roep, dit is volbring. Ek het gedoen wat ek gekom het om te doen. My kinders, elke een van hulle, is vry. Seën ons saam wees, seën ons met die voorreg van U woord. In Jesus Christus se naam bid ons dit, ons verlosser. Amen. Dit is die eerste gedeelte wat ons met mekaar oor praat, is waar Jesus saam met sy disippels in die tuin van Getsemane ingaan. Matteus 26 vers 36 tot 46 praat so daaroor. Toe gaan Jesus saam met hulle na 'n plek wat Getsemane genoem word, en hy sê vir sy disippels, bly hier sit totdat ek klaar gaan bid het. Hy neem toe vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam. Hy het bedroef en beangs begin word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hy het toe 'n entjie verder gegaan en met sy gesig teen die grond geval en hy het gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar moet nogtans nie doen soos wat ek wil nie, maar doen soos wat U wil. Hy kom toe terug na sy disippels toe en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, was julle dan nie in staat om 1 uur lank saam met my te waak nie? Waak en bid sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hy het vir 'n tweede keer weggegaan en gaan bid. My Vader, as dit nie moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap. Hy het hulle toe daar agtergelaat en weer teruggegaan en vir 'n derde keer gebid. En dieselfde woorde het hy herhaal. Toe kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap julle en rus julle nog steeds? Kyk, die uur het gekom en die seun van die mens gaan aan die sondaars oorgelewer word. Staan op
laat ons gaan. Die een wat my verraai het, is naby. Ek wonder vanoggend, as ons so paar 100 jaar terugvat, en ons gaan staan saam met Jesus en die disippels daar in die tuin, hoe laat hierdie woorde wat Jesus tot God bid, vir my en vir jou voel. Miskien het jy al hierdie woorde in jou lewe gebid. 'n Pad wat jy moes stap, wat jy nie geweet het nie. Geweet het hoe en waar en wanneer nie. 'n Pad wat jou so angstig gemaak het, dat jy met jou gesig in die grond wou val en wou vra, maar hoe en waarom en wat. 'n Pad wat vra dat hy bid, moenie doen soos wat ek wil nie, maar doen soos wat U wil, omdat hy God, sy Vader, ken. Omdat hy God, sy Vader, se hart ken. Omdat hy weet, hierdie Pa sal nooit los nie. En dit wat hierdie God vra, gee hy altyd die krag om te deurleef. Toe Jesus hulle daar opstaan, gebeur daar iets wat dalk baie met ons in ons lewens gebeur. Baie keer in ons lewens voel ons uitverkoop. Baie keer in ons lewens voel ons dat mense anders moes opgetree het teenoor ons as wat ons gedink het hulle moes. Toe Jesus daar opstaan, toe daar omtrent 200 soldate, die beste in daardie koninkryk, gewapen en gereed om hom gevange te neem. Hy staan op en hy vra vir hulle, hy sê, weet julle wie julle soek? Hulle antwoord, Jesus, ons soek vir Jesus. En dan wys Jesus ons om nie terug te duins nie. Hy sê nie, nee, ek weet nie hoe hy lyk, of ek weet nie waar hy is nie. Hy kyk hulle in die oë, staan regop en sê, dit is ek. Julle het my gekry. Wat daarna gebeur, geliefdes, hulle het hom gevange geneem, want dit wat Jesus gedoen het hulle magstel en hulle hele stel reëls, alles wat hulle voorgeleef het, in gedrang gegryp. Maar hy duins nie terug nie. Hy staan op. Hy staan op vir God se liefde. Hy staan op vir God se pad. Judas, sy verraaier, het 'n intieme verhouding met Jesus gehad. Hy was een van Jesus se disippels, een van sy vriende. En eintlik verkoop Judas hierdie vriendskap vir 'n paar silwerstukke. Ja, dit was baie geld in daardie tyd, maar die feit van die saak is dat Judas 'n prys sit op 'n verhouding. Dat Judas 'n prys sit op 'n vriendskap, of op liefde, of op loyaliteit. Miskien het dit ook al met jou gebeur. Of miskien het ek en jy dit al in ons lewens gedoen. Miskien het ons al 'n verhouding verkoop vir iets wat ons gedink die moeite werd is. Jesus word geneem na Pilatus, en ek lees dit vir jou
In Matteus 26 vers 57 tot 68. Die mense wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester, waar die skrifkenners en die familiehoofde vergader het. Petrus het hom op 'n afstand gevolg tot in die voorhof van die hoofpriester. Hy het daar binne gegaan en by die dienspersoneel gaan sit om te sien hoe dit sou afloop. Die leierpriesters en die hele Sanhedrin het vals getuienis teen Jesus gesoek, sodat hulle hom kon doodmaak. Hulle kon egter niks vind nie, hoewel baie vals getuienis na vore gekom het. Later het 2 egter na vore gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en binne 3 dae weer opbou. Daarop het die hoofpriester opgestaan en vir hom gesê, antwoord jy dan niks op wat hierdie mense teen jou getuig nie? Maar Jesus het stil gebly. Die hoofpriester sê vir hom, ek besweer jou by die lewende God, dat jy vir ons moet sê of jy die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, u het gesê, maar ek sê nou vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die Magtige, en hom op die wolke van die hemel sien kom. Toe die hoofpriester sy boklere geskeur en gesê, hy het gelaster. Waarom het ons nog getuies nodig? Waarlik, nou het julle lastering gehoor. Wat is julle bevinding? Hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg, hom met die vuis geslaan. Sommige het hom geklap en gesê, profeteer vir ons oor Christus. Wie is dit wat u geslaan het? Om vals getuienis te lewer, is seker die maklikste ding in die wêreld. Om die waarheid te verdraai, is seker maar 'n menslike praktyk wat vinnig kan gebeur wanneer ons nie dink nie. Hierdie verhaal verloop, en dit is vir my so kosbaar om te lees dat Jesus stil gebly. Want Jesus het nie probeer om met sy woorde te oortuig nie. Jesus het met sy menswees, met sy doen gewys. Ja, hy het die waarheid met sy menswees gewys. Ek en jy word gevra om die waarheid met ons menswees te wys. Ons kan baie praat. Ons kan baie probeer oortuig. Maar as ons doen, as ons is wat God vra. Die verhaal van Petrus is 'n bekende verhaal wat deel maak van hierdie kruispad. Aan die begin het ons gelees dat Jesus op Petrus en 'n paar ander reken om saam met hom wakker te bly. En op 'n dag net so rukkie voor dit het Jesus vir Petrus gesê dat voor die haan 'n derde keer kraai gaan hy hom verdoon. En Jesus het gesê, Petrus het gesê al gaan hy dood, sal hy dit nooit doen nie. En toe gebeur dit. Petrus se voorneme het hom laat terugtuis. Petrus het buite gesit in die binnenhof. 'n Sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Hy het dit egter voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie, het hy vir haar gesê. Nog 'n diensmeisie het nog weer na hom gekom en weer gesê, hierdie man was saam met Jesus die Nasareëner. En weer het hy met 'n eed met 'n belofte verklaar, ek ken die man nie. Na 'n rukkie het daar van die omstanders gekom en vir Petrus gesê, jy is beslis ook van julle, trouwens, jou uitspraak verklap jou. Daarop begin hy vloek en sweer, ek ken die man nie. En onmiddellik
het 'n haan gekraai. En toe het Petrus Jesus se woorde onthou. Wonder of ek en jy al gevra is om op te staan vir God en te onthou. Ek wonder of ek en jy al bely het dat ons op God vertrou en dat God ons lewens bepaal. En dan is die vraag, wat het ons laat doen soos Petrus gedoen het? Wat in my en jou lewe staan, en is dit vir ons moeilik om te sê dat ons in God glo en God bely? Wat in jou lewe maak dat ons wys, ek ken hierdie man nie? Die vraag is nie of ons dit keer doen nie. Die vraag is hoeveel maal ons dit doen. Die volgende verhaal is waar Pilatus in 'n groot krisis sit. Hy kan eintlik, nadat hy hierdie verhoor met Jesus gedoen het, eintlik niks teen Jesus kry nie. Maar sy eie belang en sy eie politieke belang is op die spel. En dan bring hy hierdie man, Jesus, voor die volk en hy probeer eintlik die volk vra om nie te kies dat hy Jesus moet laat kruisig nie. Saam met Jesus sit hy 'n ander moordenaar op die spel en hy dink dat dit vir die volk eintlik 'n maklike keuse sal wees. Hierdie Jesus wat hy vir hulle gesê het niks gedoen het nie, of Barnabas, hierdie ou wat alles verkeerd gedoen het. En dan vra hy vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle vrylaat? En hulle het geskreeu, Barnabas. Pilatus het toe gevra, wat wil julle dan hê, moet ek met Jesus doen? En hulle roep toe almal uit, laat hy gekruisig word. Kruisig hom. Laat sy bloed, het hulle gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Daarna het Barnabas die opdrag gegee, dat Jesus oorgelewer moet word en gekruisig moet word. Nadat Pilatus deel is van hierdie hele sisteem van die Jode, probeer hy homself verontskuldig. Hy probeer sy hande in onskuld was om eintlik te maak asof hy niks hiermee te doen gehad het nie, en eintlik het hy maar alles daarmee te doen gehad. Ja, dit is maklik om terug te staan wanneer ons nie verantwoordelikheid wil vat nie. Dit is maklik om te onttrek wanneer daar dinge van ons gevra word wat dalk iets van ons menswees kan sê of iets van ons menswees kan vra. Pilatus dink dit is goed om net sy hande te was en te sê, maar wat ons later gesê het, is belangrik. Het gaan nie altyd oor dit wat ons sê nie. Het gaan oor dit wat ons doen. Het gaan oor wat ons is en hoe ons leef. Die volgende deel is waar Jesus gemartel word. Hulle het die doringkroon gevat. Hier voor in die kerk is daar soke doringtakke so gevleg. Hulle het die doringkroon gevat en dit op sy kop gedruk. Die bloed, sy bloed het oor sy gesig en sy lyf geloop. Nadat hulle dit gedoen het hulle begin om die spot met hom te dryf. Hulle het 'n riet wat eintlik 'n teken was vir sy staf as koning in sy hand gesit
Hulle het voor hom gekniel en hom gespot en gesê, wees gegroet, koning van die Jode. Weer eens het hulle op hom gespoeg. Hulle het die riet geneem en hom herhaaldelik daarmee oor sy kop geslaan. Ek wonder of jy vir jouself die magtelose dan indruk. 'n Klomp mense wat een ou vat, hom vasbind, doringkroon op sy kop druk en herhaaldelik met 'n sweep of 'n karwat slaan dat die bloed loop. Net vir een rede. Net om af te breek. Net om seer te maak. Net om te sê dat hulle dink hulle gewen het en nie hy nie. Christus ly. Ek kan myself nie die pyn indruk van daardie seer. Hy het seker nie eers geweet waarom in sy lyf te dink aan die pyn. En dit vir my en vir jou. Dit vir my en vir jou, dat as ons sê ons het pyn, of as ons sê ons het seer, of as ons sê ons weet nie oor die pad nie, dat hy sê, hy weet. Daarna stuur hulle Jesus en hulle bind sy kruis op hom vas. Johannes 19 vers 17 sê, Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek in Hebreëus Golgotha genoem. Met daardie lyf, as ons praat van menslikheid, en ons praat partykeer daarvan dat ons kruis moet dra, doen hy dit na al daardie seer. Eintlik lyk dit vir my en vir jou, as ons mooi daaraan dink, na 'n onmoontlike, want hoe kan hulle dit verwag dat Jesus nog sy eie kruis moet dra? Maar dis wat hy doen. Hy dra sy eie kruis, sodat hy my en joune ook kan dra. Hy het een doel voor oë, deur al hierdie pyn en deur al hierdie seer, en dit is om die bose te oorwin, dat ek en jy vir ewig kan leef. Partykeer as ons dink, dis net te veel. Partykeer as ons dink, dis onmoontlik, dan voel ons hierdie houtkruis, en dan weet ons, hy kan. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man met die naam van Simon van Sirene, en hulle het hom beveel om Jesus se kruis oor te neem. God, die Vader, dink ek, saam met Jesus, terwyl hy daar gekruisig word. Hy sien die swaar, hy sien die seer, en dan sit hy vir Simon van Sirene daar op die pad. En Simon word gekies. Hy word gekies om te help. Hy word nie gekies om te help omdat Jesus nie meer kan nie. Ek is verseker daarvan, hy sou kon. Hy word gekies om te help omdat God sê, ons is daar om mekaar te help. Ja, ons is daar om vir mekaar kruise te dra. Ons is daar om te hoor as iemand nie meer kan nie.
Ons is daar om langs die pad van ander mense se lewens te staan en te kyk. En die belangrikste van alles, as Simon beveel word om hierdie kruis te dra, dan deins hy ook nie terug nie. Hy sê ook nie, ek kan of ek wil, of ek dink dit is 'n vernedering nie. Vir hom is hierdie kruis net so swaar. Maar hy dra dit, want hy help. God gee ons vir mekaar se kruise. Dan word Jesus gekruisig. Toe hulle by 'n plek kom in die naam Golgotha, wat Probeerplek genoem word, het hulle vir hom wyn gemeng met giftige kruit gegee om te drink. Toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy boklere verdeel deur daaroor te loop. Daarna het hulle daar gaan sit en by hom gewaak. By sy kop het hulle die aanklag teen hom aangebring wat hy is Jesus, die koning van die Jode. Toe is 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. Die verbygangers het hom gelaster, terwyl hulle koppe skud en sê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae bou. As jy die seun van God is, red jouself en kom van die kruis af. Net so het ook die leierpriesters, saam met die skrifkenners en familiehoofde, die spot gedryf en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Op dieselfde manier het ook die rowers wat saam met Jesus gekruisig is, hom beledig. Ek wonder wat beteken daardie kruis vir my en vir jou. Staan daardie kruis wat Jesus op hang, nog regop in jou lewe. Sien jy dit nog? Sien jy nog alles wat jy beleef? Alles wat jy is, deur daardie kruis. Eintlik spot die wêreld met Jesus. Eintlik spot die wêreld met God. Eintlik is dit die sisteme van hierdie wêreld wat uitroep en vir Jesus eintlik vra, maar is hy dan nog die koning van hierdie wêreld, want dit lyk nie eintlik so nie. Maar ons weet, God was by Jesus. God is nie noodwendig die God en magtig is van hierdie wêreld nie, maar in die hulploses, in die magteloses, en hulle wat weet, hulle kan nie alleen nie, en hulle wat weet, net by God is dit moontlik. Ons het gelees van die misdadiger, en ons weet dat die een misdadiger aan die een kant begin toenadering soek by Jesus. Die ander een aan die ander kant, hy wil niks met Jesus te doen nie. Hy hoor net wat die mense hier onderskree en sê. En dan besef die een dat Jesus genade is. En hy vra verlossing, hy vra vryspraak, hy gooi homself voor Jesus neer. En Jesus se antwoord is net genade. Vandag nog sal ek jou in die hemel sien. Vandag nog sal jy my godheid ervaar. Die eerste teken van hoe God vryspreek. Die eerste teken van hoe God my en jou vryspreek. Hy sien nie 'n sonde nie.
Hy sien nie 'n stukkie verkeerd nie. Hy sien nie al die foute wat ons maak of al die negatiewe keuses wat ons maak nie. Hy sê, vandag is jy vry. As jy vandag na my toe moet gaan, dan is daar niks wat jou vasmaak nie. Ek wil afsluit met die oomblik toe Jesus sterf. En ek wil vir julle lees in Matteus 27 vers 45. Vanaf die 6de tot die 9de uur het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die sommige wat daar rond staan, dit hoor, het hulle gesê, hy roep na Elia, en dadelik het een van hulle nader gehardloop, 'n spons geneem, het vol suurwyn gemaak, en op 'n riet gesit en hom vir hom gegee om te drink. Maar die ander het gesê, wag, moet dit nie doen nie. Laat ons sien of Elia hom kom red. Toe Jesus weer met harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas, en kyk, die tempelgordyn in die heiligdom is van bo tot onder in twee geskeur. Die aarde het geskit en die rots het oopgebreek, grafte is geopen. Hulle het na sy opstanding in die grafte gekom, in die heilige stad ingegaan en baie verskyn. Toe die soldaat en die wat daar rond staan, wat hom bewaak het, die skudding en die dinge wat gebeur het sien, was hulle vrees bevange. En die hoof van hulle het uitgeroep, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was baie vroue teenwoordig wat van ver af toegekyk het, selfs die ma van Jesus, Maria. My God, waarom het U my verlaat? Daar's 7 kruiswoorde. En dit is 7 woorde of 7 sinnetjies wat Jesus aan die kruis praat. Wat ons vir hierdie week vorentoe en ek bietjie moet oordink. En sonder om baie daaroor te sê, wil ek sommer net hê jy moet in jou menswees en in jou eie hart daaroor dink en net dit wat vir jou beteken. Die eerste is Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek sê Jesus, Vader, vergewe hulle want hulle ken nog nie U liefde nie. Die tweede groep, Jesus het die misdadiger geantwoord, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag sal jy vryheid voel. Vandag sal jy vry wees. My en jou belofte. Die derde is waar Jesus en Johannes en Maria 'n oomblik het waar Jesus die sorg van Maria en Johannes oorgee. Vrou, kyk, daar is die seun. Seun, kyk, daar is jou moeder. Versorg mekaar, kyk na mekaar. Die vierde, my God,
my God, waarom het U my verlaat? God weet ons was nooit weg nie, maar vir Jesus het dit so gevoel. Vir my en jou voel dit sekerlik partykeer so. Maar God sorg altyd. Die 5de, ek is dors. Ek is dors. Die 6de, dit is vordering. Dit het gebeur. Die pad wat hy moes stap, het hy tot aan die einde gestap. Die prys wat hy moes betaal, het hy met alles in sy menswees betaal. Ja, hy het met sy lewe betaal. En nou is ek en jy vry. En dan 7, nadat Jesus vra waar God is, nadat Jesus al hierdie dinge ervaar, gee hy homself oor en hy sê, Vader, in U hande gee ek nou my gees oor. Ek hoop, geliefde, dat ek en jy vanoggend hierdie pad, dele van hierdie pad, probeer stap het, probeer dink het, dat ek en jy in hierdie week kan terugstaan, en dat ons soos die leier van die soldate, toe die gordyn skeur en die aarde bewe en dit donker word, dat ons ook kan sê, hierdie man, hierdie Jesus, was werklik die Seun van God. Hy het werklik aan 'n kruis gesterf. Hy het my en jou werklik vrygemaak. Mag jy dit voel, mag jy dit met jou menswees in jou hart elke dag beleef. Amen. Omdat ons saam. Here ons God, ek bid vir vrede in ons harte. Ek bid vir 'n week waar ons oor hierdie aarde en hierdie wêreld dink, pyn en die seer en die swaar, en waar ons net kan weet, U weet, U ken die pyn, U ken die pyn van wonder, wanneer is dit klaar? Maar leer ons dat ons altyd in U krag kan aanhou en kan doen en kan wees. Net omdat U kan, al kan ons nie. Gee ons vrede in ons harte, Here. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefde, na die kruis het ons oorwin. En daarom vra ek vir jou om saam met my die oorwinningslied te sing. Daarna gaan ek jou groet met God se seën en dan sluit ons net af met die Amen gebed. Sing saam.
se seën gewees. Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal elkeen van julle se redding wees, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid.